Hallo, ons is besig om nou te dink en terug te herinner aan toe die Here Jesus Christus gelei het en voor hy gekruisig is. Ons lees in Matteus 23 dat toe die Here Jesus gekom het na Jerusalem, die dorpie Jerusalem, het die Here Jesus gekyk op hom in die huise gesien en die tempel, en Jesus het begin huil oor die mense binne in Jerusalem. En Jesus het gesê, hy wou die mense by mekaar maak en roep en by mekaar maak, soos wat 'n hoenderhen, haar klein kuikentjies by mekaar maak en beskerm onder haar vlerk. So wou Jesus die mense by mekaar maak en beskerm en wou hulle red. Want die Here Jesus sê dat hy weet wat vorentoe gaan gebeur. Dat God die Vader vorentoe alle mense gaan straf vir hulle sonde. En Jesus sê hy het gekom om te red. Maar interessant dat Jesus sê hier dat hy huil oor wat hy sien, mense wat weier om te kom. Jesus sê, hy huil daaroor, dat mense nie wil kom nie. Hulle weier. Dit maak vir hom hartseer. Hy kan nie glo en dink dat mense nie wil gered word nie. Hulle wil aangaan met hulle lewe soos hulle wil. Geen nie om vir die Here Jesus en wil nie kom na Jesus toe nie en luister dat hy hulle red en beskerm nie. Nou wat ons lees ook dat vorentoe, wat het gebeur? Jesus het gesê, hulle wat nie wil kom nie, en wat weier om te kom, vorentoe, hulle huise en die tempel verwoestig gebreek word. En hulle gaan vlug en moet gaan woon in ander lande, waar mense hulle gaan gebruik as slawe te werk vir hulle. Nou so, Here Jesus wil vir ons, vir my en vir jou sê, hy roep ons ook. Hy wil ons, vir my en vir jou ook, by mekaar maak. Hy wil alle dowe mense roep en sê kom. Hy wil hulle by mekaar maak, beskerm onder sy beskerm en hulle red. Maar baie mense luister nie. Hulle weier om te kom na Jesus toe. Baie dowe mense wil ook nie kom na Jesus toe nie. Dit is jammer. Wanneer ons vandag kyk wat gebeur op Sondag by die kerk, hoeveel mense kom om te luister
en te ontmoet vir Jesus daar by die kerk, om sy boodskap te hoor. Minder mense kom kerk toe. En dit wys, meer en meer mense draai weg, loop weg, en kom nie na Jesus toe nie. Dit is hartseer. En ek dink, Jesus huil ook daaroor. Hy huil oor dowe mense, wat vir hom, Jesus, verwerp, of nie omgee nie. En nie wil kom na hom toe nie. Nie kom na Jesus toe nie. Kom kerk toe, om Jesus sy boodskap te hoor, en hom te dien, en te volg nie. En dit maak vir Jesus hartseer. Dat dieselfde gaan gebeur met ons, met mense wat nie wil kom na Jesus toe. Dieselfde gaan gebeur wat gebeur het daar in Jerusalem. Jesus het gesê, die huise waar die mense woon en dink hulle is veilig, daar die huise gaan verwoes word. Jerusalem gaan vorentoe verwoes word, en dit het gebeur. Dit het gebeur. 'n paar jaar na Jesus se kruisiging het die Romeine die hele Jerusalem verwoes. Die tempel verwoes. En die mense moes vlug. Dieselfde sal gebeur vandag, as mense nie wil kom na Jesus toe nie. Hulle lewe gaan nie goed gaan. Vorentoe, hulle gaan sukkel, probleme hê. Hulle lewe gaan ook verwoes word. Mense dink, nee, niks gaan gebeur nie. Nee, Jesus sê, as jy nie wil kom na hom toe nie, dan sal jou lewe nie geseënd wees nie. Jy sal nie seën ontvang as jy vir Jesus verwerp of nie luister nie. Vir jouself lewe. Sal nie goed gaan met jou nie. Miskien jy dink, dit gaan goed nou. Ek is okay. Gaan nie so aanhou nie. As jy nie volg vir Jesus nie, vorentoe, jou lewe gaan ook verwoes. Miskien moet jy dalk vra, as dit vandag met jou swaar gaan, hoekom? Miskien Jesus wil vir jou wys, jy is op verkeerde pad, terug. Maar ook gelowige mense wat volg vir Jesus, kan ook swaar gaan met hulle probleme hê, want die duiwel stuur daar die sukkel en probleme om jou te keer om Jesus te volg. Duiwel wil hê, jy moet kwaad word vir Jesus, omdat jy sukkel probleme het. En dat jy vir Jesus verwerp. Moenie. Dink mooi as jy probleme het, of sukkel het. Hoekom gebeur? Omdat jy verkeerde pad loop, omdat jy vir Jesus verwerp, of is dit omdat jy vashou aan
aan Jesus, ongehoorsaam, maar dit is die duiwel wat vir jou probleme stuur, sukkel stuur om jou te stop, om Jesus te volg. Mense wat vir Jesus volg, swaar het, omdat hulle vir Jesus volg. Jesus sal vir hulle sorg. Jesus sal gee wat hulle nodig het, en hulle seën, en hulle help in daardie sware probleme dit oplos. Maar mense wat sukkel en probleme het, omdat hulle verkeerde pad loop, en vir Jesus verwerp, hulle probleme en sukkel, sal aanhou, tot hulle hele lewe verwoes. So hulle gaan net aanhou seer kry, probleme kry. En Jesus huil daaroor. Hy wil nie van mense straf nie. Hy wil mense help, red, probleme en sukkel wegvat en seën. Nou jy moet dink en vra vandag, verwerp jy vir Jesus of aanvaar jy vir Jesus? Luister jy vir hom? Gaan jy ook kerk toe omdat jy lief is vir Jesus Christus? Omdat jy wil hoor sy boodskap en so wil groei in jou geloof? Of maak dit nie saak nie? Jy gee nie om nie. Jy bly weg. Jy kom nie na Jesus toe nie. Jesus huil daaroor. Hy roep vir jou. Moenie aanhou nie. Nee. Het gaan sleg gaan met jou as jy daarmee aanhou. Kom terug en volg vir Jesus. Moenie dat Jesus oor jou huil nie. Dit is beter as Jesus bly is oor jou, omdat jy hom liefhet, luister na hom en hom volg. Kom saam met al die gelowige mense en volg vir Jesus. En wanneer jy kom kerk toe, dan wys dat jy volg vir Jesus. En jy behoort aan hom. En jy wil leer van hom. So kom ons volg vir Jesus. Sodat hy nie ook oor my en jou huil nie. En ons ook eendag verwerp nie. Jesus wil vir jou seën en vrede gee.